ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 355. Ek is professor aan ons Redinghuis, van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat die enige van my boeke dalk in belang stel, miskien die 3 legkaart studiegids Bybels, elke een van die boeke is 500 bladsye, hulle is 'n A4 grootte, hulle weeg so 1,5 kilogram elk. Hy is in swart en rooi geskrywe, totaal in die bonatuurlike geopenbaarde name, met 'n inleiding wat vir jou sê waarom glo ons in die bonatuurlike geopenbaarde name, met al die verwysings, elke verwysing, wat mense nie kan wegredeneer nie. Dit is 'n hele studie op sy eie daai, net dit alleen is 'n klaar studie. Hy is wit en swart, hy is wit papier, hy is swart en rooi gedruk. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking. Partykeer een lyntjie swart en dan 'n hele bladsy rooi. En elke skrifgedeelte in die Nuwe Testament word onder 'n opskrif aangehaal. Sou jy belangstel, daar's juis 'n pakket op al 3 die boeke, sou jy belangstel, kan my praat. Sou jy al 3 gelyk bestel, kry jy 'n 4de boek van die keuse gratis. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika en Namibië. My WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za, soos wat dit hierbo is. Halleluja. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy so verskriklik welkom. Nuwe mense altyd welkom. Halleluja. Gaan na deel 1, begin voor. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal. En hy sê stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisses. Dis sodat jy kan, dis ook ons TikTok boodskappe, dat jy in kennis kan gestel word. Hele reeks is lewensveranderend. Skryf vir op pen en 'n 33 Afrikaanse Bybel, as jy nie 'n restoration of the original Sacred Name Bible het nie, of miskien 'n 1611 King James Bible, né? Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om U te eer en te aanbid vir die grootheid en vir die heerlikheid wat U oor ons beskik het. Dankie dat ons in die hand van Jaffa, as U woord sê, en niemand kan ons daar uithaal nie. Net onsself, deur sonde te doen. Ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre om by die woord te kan sit, en die woord te kan preek, en die woord te kan leer, en die woord te leef. Maak die woord lewend in ons midde, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor, wat U deur die Ruach vir ons wil sê en leer. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, elke Jaffa sê halleluja, halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan ons is in Spreuke 20 vers 10. Nou na aanleiding wat ons nou geluister het eergister en gister oor dit wat die woord sê, gaan net vers 20 vers 9, wie in die leeftyd van koning Salomo kon sê, ek het my hart, my sielse mensies suiwer gehou, ek is rein van my sondes. Die Israeliete kon dit nie gesê het nie. Hulle kon dit nie gesê het nie, hoekom? Want hulle is nie rein van hulle sondes nie, hulle het aangehou sondig elke dag tot by volgende jaar. En dan het ons oor die name gesels nou vir 2 oggende. En nou vanmôre vind ek 'n skrif hierso in Psalm 20 vers 10 wat so aanlas, soos 'n legkaartstukkie, amper sê ek puzzle, soos 'n legkaartstukkie wat inpas, presies inpas by dit wat ek die laaste 2 oggende nou gesê het. Ek begin deur 2 woorde in te las. Kyk my vingers, dis in rooi. Hy sê 2 soorte gewigte en 2 soorte maat. Hulle albei is vir Jaffa almagtig 'n gruwel.
Nou, dis verkeerd geskryf. Jy kan nie sê 2 soorte gewigte en 2 soorte maat nie. Dit moet maat of mate wees. Want dit is meervoud, mate. So, ek begin hom in hakies. Daar is 2 soorte gewigte en 2 soorte mates. En albei is vir Jahwe Almagtig 'n gruwel. Nou, wat is vir hom 'n gruwel? Dit word vir hom 'n gruwel wanneer mense verskillende gewigte gebruik en verskillende mate. Dis in skale, né? Jy het 'n skaal met 2 bakkies. Hulle sit verskillende gewigte in om mates te bepaal. Om hulle self tevrede te stel. Om hulle geself by die gehoor te streel. Om vir hulle self predikers te versamel wat hulle by die gehoor streel. Die Bybel sê dit is 'n gruwel in Jahwe se oë. Ek sê weer, ons het in die tyd van onkunde geleef. Maar ons kan nie vandag sê ons lewe steeds in die tyd van onkunde nie. Daar's te veel internetvlakke. Daar's video's, daar's YouTubes, jy kan dit noem wat jy wil. En dis hoekom ons versigtig moet wees wat ons kyk en wat ons na luister. Maar wanneer ons sekere godsdienstige strukture gebruik en teologie en dogma om in 'n sekere denominasie te bly aanbid, omdat my pa daar was en omdat my oupa daar was en omdat my oupa die kerk begin het en my ouma die kerk begin het, weet jy wat? Dit gaan nie vir jou tel nie. Dit gaan nie vir jou tel nie. Hier's broer Joe Spanneberg hulle. Ek meen, hulle is van die mees bekendste mense in die Spanderener kerk. En die oomblik toe sy oë oopgaan, mens sy moeder, sy ouma, sy ma, sy was een van die stigterslede. Of was die stigterslid van die Spandereners. Die blou rokke soos ons hulle ken. Die oomblik, en ek het nie met hom gepraat nie. Hulle het dit op die internet opgetel. Oor die geopenbare name. Maar die oomblik toe die woord vir hulle oopgaan, toe kon hulle wegstap van dit wat hulle mee groot geword het. En sê, maar dis nie skrif nie. Dit wat ons geleer was al ons lewe, is nie skriftuurlik nie. Vir ons daai tyd was dit die standaard van godsdienst gewees. Maar vandag wanneer ons dit opweeg met die bonatuurlike geopenbaarde woord, dan rym dit nie. En dit is wat broer Joe Smalberger en suster Mabel hulle gedoen het. Hulle is weggestap van dit alles af. En hulle kinders, almal. Hulle is onderdompel in die bonatuurlike geopenbaarde name van Jahwe. Hulle is eenkant toe gestoot deur die kerk. Ek wil vir u sê, dit vat 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat om te sê, ek het na die beste van my vermoë gelewe toe ons in blindheid gelei was. Blindheid. Want dis wat dit is. Ek was daar. Ek weet waarvan ek praat. Daar's 2 soorte gewigte en 2 soorte mate. Daar behoort net 1 gewig te wees. En dit is die waarheid. Wil ek die waarheid ken? Want Johannes 17:17 sê ons wandel in die waarheid, die woord sê waarheid. Wil ek in die waarheid leef? Die waarheid maak ons vry.
Wil ek in die waarheid funksioneer? Of is ek net tevrede om 'n godsdienstige, tradisionele, oorerflike dogmatiek en teologie van die kerk te leef, terwyl die woord daar is. Dis groot oor die internet. En dis hoekom ons al hierdie aanslae en goed het. Maar weet jy wat? Dit maak nie saak nie. Java en Jafashua bly in beheer. Jafashua sê dat die wat Vader Java in my hand gegee het, kan niemand daar uitruk nie. Bybel sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade aandoen nie, maar vrees hom, dis Vader Java, wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp eendag. Die kerke daar buitekant vandag gebruik verskillende gewigte en mate tot hulle eie voordeel. Gaan oor die goed. Dis al waaroor dit gaan. Daar is 2 soorte gewigte. 2 soorte mate. Hulle albei is vir Java almagtig 'n gruwel. Hoekom? Want dit werk die sonde en die dood mee. Ek probeer nie om u af te breek nie. Ek wil u by die werklikheid uitbring. Die woord sê so. Toe ons onkundig gewees het, het ons nie geweet nie. Maar die oomblik wanneer ons die woord hoor, en ons na die goed kyk soos AI wat sê, daar was nie 'n J in die, tot en met die 16de eeu gewees nie. Daar was nie 'n J nie. Hoe kon die naam Jesus bestaan het? Dis net die vraag wat jy jouself moet vra. Vergeet van 'n U en 'n J dit is 'n dwaaslike redenasie. Dis nou totaal stupid. Enige ou wat so 'n redenasie aanknoop, omdat hulle nie die antwoord het nie. Plain Afrikaanse antwoord. Ons kan nie 2 verskillende gewigte gebruik nie. En ons kan ook nie ons Javistiese broeders en susters bevoordeel nie. Ons moet dieselfde gewig gebruik vir alle Javiste. Daar's nie party wat blou oë het, 'n ander bruin oë en party dra by en ander dra nie by nie, en die wat bydra word voorgetrek. Nee, as dit die geval is, dan moet jy eerder jou finansies hou. Dan sukkel ons eerder verder. Want dan is daar geen loon daarin vir jouself nie. Daar's 2 soort gewigte en 2 mate. En al 2 is vir Java almagtig 'n gruwel. Jy sien, die hele Ou Testament was vir Vader Java 'n gruwel gewees. Ek dink wanneer koning Salomo hierdie skrifgedeelte skryf in Spreuke 20 vers 10, het hy besef met wat se bedrogspel die Jodendom, die priesterskap en die priesterdom gehad het in die 613 wette van Moses uit die stam van Levi. Hulle het in sonde gelewe. Hulle het self in sonde gelewe. Hulle moes vir hulle self eers 'n offer bring. 2 soorte gewigte, 2 soorte mate. Die een was vir die priesters gewees. Die een gewig en die een maat was vir die priester gewees. Die ander gewig en die ander maat was vir die gewone Jode gewees, Israeliete. En dan kom Jafashua, dan kom vat hy al ons sondes op hom. Al ons oortredinge. Kom neem hy op hom. En hy kom sterf ter wille van ons sonde en ons ongeregtigheid. Hoekom? Want Vader Java het al 2 gehad. Hy het al 2 gehad. Hoekom? Want hulle het dit misbruik.
Dit wat eintlik redding moes voortgebring het, is misbruik. En daarom kos dit die bloed van Jahva, ons Elohim. Ons Elohim se seun Jahvashua se lewe. Om dit wat misbruik was, te herstel in 'n Nuwe Testament van bonatuurlike genade. Ek wil vir julle sê, hier's 'n hele naweek wat voorlê. As die boodskappe, vernaam die laaste 3 boodskappe, Woensdag, Donderdag en Vrydag in u bekommerd, dan moet jy my skakel. Hierbo is al my kontakbesonderhede. Stuur my jou 'n stemboodskap of 'n WhatsApp. Praat met my. Ek is daar om u te assisteer, in die regte rigting te lei. Maar dit is net Vader Jahva wat u ook kan oopmaak, want hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Nou hier is 'n hele naweek wat voorlê. Kom ons bedien buitekant toe uit, in 'n verlore wêreld, die saad van die ewige lewe. Kom ons wees die beste Jahviste wat ons moontlik kan wees. Tot maandag, as Vader lewe en gesondheid spaar en sy wil naby is. Maranatha, Jahvashua kom weer. Halleluja.